Mense nou, ek gaan nou 'n paar goeters noem. Ek weet nie van watter kerk almal hier is nie, maar hoor maar net wat ek sê. Ek wil niemand beledig nie, ek wil niemand sleg maak nie. Ek wil net in die paar jaar wat ek nou te doen het met mense wat tot bekering gekom het en wat aan die brand is vir die Here en wanneer dit kom by finansies, is eintlik 'n teerpuntjie in die kerk, want mense word misbruik. Mense word misbruik vir hulle finansies en hulle ywer vir die Here word gebruik om geld uit hulle uit te kry. En dit is sleg, want mense kry seer. Elkeen van ons, as ek nou vir jou moet sê, wie van julle is siek, so ek wil vir jou bid, dan gaan daar miskien 3 ouens hulle hand opsteek. As ek sê, wie van julle hierso het huweliksprobleem, jy wil ek moet vir jou bid, dan gaan daar 10 ouens hulle hand opsteek. As ek wil vra hierso, wie van julle kort meer geld? So in elkeen van ons is daar 'n behoefte vir meer finansies. En as ek slim genoeg is, dan kan ek daai ding so draai en baie geld uit jou uitkry. Om jou behoefte vir nog te vervul. As ek vir jou begin sê, luister my maat, as jy vir my geld gee, dan gaan God jou meer seën. En nou sê ek vir jou, onthou, nou is jy aan die brand vir die Here. Nou sê ek vir jou, maar onthou nou, daai aan die brand vir die Here motiveer jou, plus, jy voel nou nog, jy wil nog hê. So daar's 2 goed wat jou forceer. En as ek die skrif net reg kan lees, om vir jou te wys, dis nog in die Bybel, wat is die kans, dat ek nie daai geld gaan kry nie? Nou ek sê nie ons moenie gee nie. Ek sê nie, dit help nie, ons kom en verdraai die karakter van God, wanneer dit kom by finansies in die koninkryk van God nie. Wanneer ons praat oor finansies, moet ons hou by die karakter van God, wat sê, ek gee dit vir jou verniet. Die seëning, onthou mense, ek sê nie, jy moenie werk nie. Die Bybel sê, hy wat nie werk nie, kan nie eet nie. Maar die seëning op jou werk, word deur God bepaal. Om dit wat jy doen, om te maak dat dit kan werk, en suksesvol is, word deur God bepaal. So, die seëning wat God vir jou gee, kom nie deur wat jy vir God doen. Hy het nie eers sy seën vir jou gegee deur wat jy gedoen het nie. Baie keer het ons hierdie denkswyse van God. God is hierdie God wat sit in die hemel. Hy sê, jy het my seën uit my uit. Jy het die Heilige Gees uit my uit. Jy het die Bybel uit my uit. En ek sit op hierdie boks geld. En voor jy nie iets vir my doen nie, kry jy niks. Dis nie hoe God is nie. Dit is hoe ek gedink het. Daar was tyd in my lewe toe ek in Bybelskool was, aan die brand vir die Here, ek wil vir die Here werk. En ek sê nie ons moenie gee nie, ek sal nou oor gee praat, hoe ons gee, in die Nuwe Testament. Mense, ek het swaar gekry finansiëel, toe ek uit die Bybelskool toe was, ek het nie ondersteuning gehad finansiëel nie. Ek moes maar self gaan. En ek het gegaan, ek was Bybelskool toe gewees, en ek het nou in die geloof gaan lewe. Toe gaan my ma, en sy betaal vir my R400 'n maand in. 1993, 94, 95. Nou, R400 'n maand was dieselfde inkomste as wat 'n ou in die plakkerskamp gekry het wat 'n dagloon was. Ek moes die Bybelskool betaal, dit was R300 'n maand. En dan moes ek lesies betaal en goed. So dan het ek gegaan en ek het geglo, maar ek moet 'n tiende van my geld gee. Want die ou het gesê, as jy nie 'n tiende betaal nie, staan jy skuldig vir God. Jy skuld God 'n tiende. Die tiende behoort aan die Here. Jy sal jou tiende betaal. Toe gaan betaal ek my tiende, en nou wil ek meer hê, toe sê hulle vir my, wat jy moet doen is, jy moet jou tiende betaal, dan, want jy skuld God dit, dan as jy meer wil hê, moet jy nou nog geld gee, so saad wat jy saai, in die hoop, en in die geloof dat God daai saad sal vermeerder, 160 en 30voudig. So met die gevolg is, ek vat toe 1/3 van my inkomste, omtrent 1/3, ek het letterlik my Bybelskool betaal en die res van die geld weggegee. Dan het ek begin met 0. Dis hoe ek begin het elke maand met niks. Want ek skuld God. En ek moet hom betaal, anders kan hy my nie seën nie. My vrou, daai tyd was sy my meisie, het gewerk by 'n restaurant, sy moes vir my kos steel by die restaurant om in die lewe te bly. Dit is regtig so. Tot hulle haar uitgevang het.
En weet jy, ek wil vir jou sê, ek het gebukkend gegaan onder die slawerny van die valse lering van jy moet gee om geseën te wees. Die evangelie gaan nie oor wat jy vir God moet gee om geseën te wees nie. Die evangelie boodskap is, wat God vir jou gegee het, daarom is jy nou geseënd. Dis waaroor die evangelie gaan. Gee het niks te doen met wat God vir my moet gee nie. Gee het te doen met 'n openbaring van wat God reeds vir my gegee het, en die openbaring van die vrymoedigheid van God, en die vrygewigheid van God wat in my woon. Dis waaroor gee gaan. Giving is not about getting, it's about being generous. Ek weet nie om dit in Afrikaans te sê nie. Klink dit goed in die Engels? Jy is mos nou Engels. Ja. It's not about getting, it's about being generous. Gee gaan nie om ten wat jy kan kry, dit gaan om vrygewigheid. Dis waaroor gee gaan. En as ek geld kort vir my visie in my koninkryk, kan ek vir jou sê, as jy vir my gee, dan sal die Here. Maar as jy nie gee nie, dan sal die Here nie. Dit is teen die karakter van God. As ek by jou kom, soos wie die chocolate gewen vir die lekkerste snork? As ek nou by jou kom en ek sê vir jou, hier is jou chocolate broer, en jy vat hom en ek staan vir jou en kyk, want ek soek my 10%. Dit klink nie reg nie. Dan moet ek gaan net 'n paar voorbeelde ons nou in die skrif kom, want die ding is diep in die skrif. Ek het 'n boek geskryf hieroor. Nou, hoe voel jy? Jy voel ek skuld. Wat God gekom doen het, en wat ons gelees het in Micha is, He wipes the slate free from all guilt. So, elke keer as jy jou salarischeck kry, of as jy oes, hoekom moet daai oes gepaard gaan met skuldgevoel? Want nou skuld ek God. Ek skuld God, ek het hierdie oes gekry, nou is ek in skuld by God. As jy jou oes gekry het, my vriend, wil ek vir jou sê, is jy nie in skuld by God nie. God het jou geseën met dit. God het nie 'n oes nodig nie. God is nie arm nie. God kan leef. Ons het te geestelik geraak oor baie van hierdie goeders. Die kerk het maar net geld nodig om te lewe. Dis al, die kerk. Die kerk moet 'n gebou bou, of die kerk moet, die plek moet geverf word, of wat moet gebeur. Is baie eenvoudig, mense, ons het 'n gebou hier, wat sleg lyk. Ons moet hierdie ding verf, en julle ouens het geld, en julle sit in hierdie gebou, en hier's julle kerk, so mense, gee nou geld om hierdie plek te verf, asof dit vir jou 'n kerk is, wat geverf moet word, sonder om 20 pannekoeke te bak, om die geld te kry. En te probeer verkoop op die straathoeke, en die arme mense te pleit in die naam van God, om geld uit lei te kry. Mense, dis 'n eenvoudige sommetjie. Dis nie die Here gaan my seën nie, ek is 'n geseënde. Daarom betaal ek hierdie, nie betaal nie, ek gee, laat dit net kan gebeur. Dis hoe evangelisasie uitreike werk. Dit is nie, wel ek gee hierdie geld, dan gaan die Here my eendag seën nie. Nee, dis 'n baie maklike openbaring. Ons het die goeie nuus. Daar's ander mense wat dit nie het nie. Daar's mense wat bereid is om my woord uit te dra, en ons vat ons finansies, ons het die gawe om te kan werk. Dis 'n eenvoudige sommetjie, ons vat van ons geld, soos wat ek in my hart vooraf bepaal, sonder dwang, sonder manipulasie. Ons vat daai geld, ons gee vir daai ou, hy gaan preek die woord. En daar waar ek by die huis spreek ek ook die woord, myself. Deel dit met mense. Dit is die sommetjie. Maar wat gebeur is, omdat mense nie verstaan wie hy in Christus is nie, omdat hy nie verstaan wie Christus in hom is nie, het hy nooit tot gee gekom nie, en ouens moes skrifte manipuleer en draai, om geld uit die ouens uit te kry, net dat die kerk kan aangaan. En nou sit ons in die wêreld met 'n valse lering, wat mense op 'n plek bring, waar hy so ver van God voel, wanneer dit kom by sy finansies. Want, nou kort ek iets, jy weet jy, soos die een ou daar, hy kom nou sê hulle sê, kom ons bid vir hom Piet, die duiwel val sy kombi aan, die ding bly breek. Ek het agtergekom dat die duiwel val ou karre lelik aan. Hy val nie 'n nuwe kar aan nie, my broer. En oom Piet sit met die kombi wat vrot is, en oom Piet wonder, maar hoekom kan die Here hom nie seën nie? Waar het hy nou nie reg gegee nie? Want God kan niks vir jou doen, voor jy nie iets vir hom gedoen het nie. Dis nie die evangelie nie.
Die Here wil hê ons moet vry wees en waarlik vry wees in elke area van ons lewe. Ek wil vir jou sê, as dit kom by gee in my lewe, toe ek die openbaring kry van wie ek is in Christus, en onder geen manipulasie is om enige iets te gee nie, het ek agtergekom ek gee baie meer. En wat lekker is ek het die vryheid gehad om nie te gee nie wanneer ek nie wil gee nie, en nie sleg te voel nie. En te gee wanneer ek voel ek wil. Sonder om dit te probeer meet. Net om te kan sê, Christus lewe binne in my. En wat gebeur is, mense, ons praat baie prakties, is, ouens kom, veral sakemanne, hy wil iets vir die Here doen, en in plaas van net om te sê finansiëel, net om te kan sê, man, ek leef wie ek is, ek voel ek wil graag hierdie projek ondersteun, ek voel ek wil graag dit doen, want ek is 'n geseënde, die Here seën my, en ek gee van die oorvloed van my hart. Kom die ou en hy sê, wel, ek wil nou nog geld maak, ek wil ryker word, want daar word geleer vir jou, die Here wil jou al hoe ryker en al hoe ryker en al hoe ryker hê. Ek sê nie die Here wil hê ons moet arm wees nie. Maar is asof daar hierdie oneindige ding is, waar daar nooit 'n einde, ons almal moet biljoenêrs wees. Hierdie aarde kan nie voorsien dat almal miljonêers gaan wees op hierdie aarde nie. Dit is onmoontlik. Net wiskundig is dit onmoontlik. Daar bly 7 biljoen mense op hierdie planeet. As jy vir 7 biljoen mense elkeen 'n plaas gee, waar gaan jy bly? Almal kan die plase hê nie. As jy vir 7 biljoen mense elkeen 4 karre gee, waar gaan jy dit parkeer? Maak 'n bietjie die som. Verstaan, so rykdom kan nie sit in jou finansies nie. Rykdom moet op 'n ander plek sit. Wat vir jou, waar jy 'n blydskap het. Ek wil vir jou sê, die sleutel tot rykdom is om te kan ontdek wat jy reeds het. My definisie van rykdom is nie om te kyk, armoede is om te kyk wat jy nie het nie. Rykdom is om bewus te wees van wat God reeds vir jou gegee het. Ek praat nou fisiese goed. Statistiek wys dat as jy 'n huis besit, 'n kar en 'n mikrogolfoond, is jy onder die 7% rykstes in die wêreld. Awake unto what God has done in your life. En hou op gloei is arm. Ons het huise, karre. Ek het 100,000 rand se motorbike waarmee ek speel. Want ek wil bietjie ontspan. Is dit nie? Mense, ek wil vir jou sê, moenie val vir die ding van, God gaan nog hierdie massiewe ding. Luister, as ou vir my sê, die Here gaan jou nog ryk maak, en sê ek verstaan nie, ek is wel ryk. Die probleem is, jy kry 'n miljonair wat hy 30 miljoen in die bank, en die ander ou het 50 miljoen in die bank, en die ou met die 30 miljoen voel hy's 20 miljoen agter. En nou voel hy, hoe gaan ek hierdie ou inhaal? Hoe kan ek God kry om my te seën dat ek daai ou kan inhaal? Nou word daar vir hom 'n lering gepreek, as jy soveel geld vir die kerk gee, dan gaan die Here jou seën. Wat nou gebeur is, hierdie ou begin nie meer logies dink oor besigheid nie. Hy gee geld, dan kom maar 'n deal by hom verby, dan dink hy dit moet die Here wees, want ek het nou hierdie geld gegee, is net 2 weke later, kom hierdie deal, so hierdie deal moet nou werk. Maar as die stupidste deal wat daar is, verloor 5 miljoen rand. Ek wil vir jou sê, die beste besluit om die beste plek om te wees, om 'n finansiële besluit te neem, en 'n besigheidsbesluit, is om 'n plek te wees waar jy sê, ek is tevrede met wat ek het. Niemand sal jou kan druk in 'n hoek in nie. Nothing's gonna force you to make any decision. Want ek is tevrede. En ek is so tevrede, dat al verloor ek wat ek het, kan niks wat by my weggevat word, kan iets by my wegvat nie. En niks wat iemand vir my gee, kan by my byvoeg nie. Because I'm full in Christ. Ek wil vir jou sê, dit is die evangelie rondom finansies, man. As ons net kan besef, in Suid-Afrika, hier waar ons bly, veral ons die ouens wat hier so sit, ons is ryk mense. Ons is ryk mense. God het ons geseën. En wat baie keer gebeur is, ons vat daai ding wat ons van kleins af geleer het, van more is better. Waar in die Bybel staan more is better? Dis nêrens nie.
Ek wil ook 'n huis hê. Ek wil ook 'n kar hê. Ek wil ook vir my vrou kan klere koop. En so wil elkeen van ons. Ek sê nie dis verkeerd of sonde nie. Ek sê nie sonde dat ons finansiëel geseënd is nie. Ons moet nie sleg voel omdat ons ryk is nie. Al wat ek net sê is, dis 'n baie slegte ding as ek vir my kind 'n kar gee en ek gee vir hom of 'n motorbike en ek betaal alles en so, maar hy voel die hele tyd net hy het nie genoeg nie. Ons besef wat God vir ons gegee het. Want ons is die geseëndes van die Here. En ons kom nie op 'n plek waar ons sê, watter lering moet ek nou alweer probeer aanhang om meer en meer en meer nie. Ek wil vir jou sê, kom ons sien net wat God ons reeds gegee het. En besef dat dit wat die Here my gee het is wonderlik. En die behoefte wat jy het, die Bybel sê, maak dit aan die Here bekend. Dan lewe in jou vergenoegdheid en God sal jou behoefte vir jou uitsort. Einde van die storie. Die goeie besigheidsdeal sal jou pad langs kom en jy sal hom kan onderskei. Nou kan jy sê, maar Bertha, die Bybel sê ons moet ons tiende betaal. Kom ons het jy my direk aangeplak daar. Kom ons kyk gou hierna 'n skrifgie in Maleagi. Maleagi 3. Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my en julle sê waarin het ons u beroof? In die tiende en die offergawe. Met 'n vloek is julle belaai en tog beroof julle my, julle die hele nasie. Nou luister nou mooi. Daai skrif sê as jy nie jou tiende betaal nie, dan gaan jy nie geseënd wees nie. Jy het gesteel by God. Dis mos wat daai skrif sê. Dis wat daar staan. Nou hierdie is nou soos die bokkie, ek gaan jou vreedskrif. En ek gaan vir julle verduidelik wat daar staan. Hy sê, met 'n vloek is julle belaai, want julle het nie die tiende gebring nie. So ek kan baie maklik vir jou sê, luister man, veral as jy in boerdery is. Ons werk op reën. Ons is nie, ek weet nie hoeveel van julle hier onder die pivots boer nie, maar jy werk met reën en reënval en daai tipe van goeders en nou kom ek nou sê ek vir jou, weet as jy die laaste ding wat jy wil hê in boerdery is 'n vloek. Jou buurman oes verskriklik, maar hier het goggas hier by jou ingeval. En jou goed kom opvreet. Of luis of ek weet nie wat nie. Jy wil nie dit hê nie. Jy wil die seëning van die Here hê. So as jy lewe met 'n vrees binne in jou, gaan hierdie skrif sal ek baie lekker kan gebruik om jou te kry om vir my geld te gee. Met 'n vloek is julle belaai en tog beroof julle my, julle die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. So, die eerste ding van hierdie skrif is, hy sê vir die mense, jy's onder 'n vloek. Die tweede ding wat hy sê is, hy sê, jy sal nog geseën word. Nou, die Bybel sê in Galasiërs 3, ek gaan hom nie daar opsit nie, maar Galasiërs 3 sê hy, dat vervloek is elkeen wat onder die wet is. So, wanneer is daar vloek op jou lewe? Wanneer jy deur jou dade geregverdig wil word by God. Hier kom en hy sê, julle is onder 'n vloek as gevolg van die feit dat julle nie julle tiendes betaal nie. Kom ons gaan gou na die Engelse vertaling toe daar. Hy sê, bring ye all the tithes into the storehouse, that there might be meat in my house. Nou mense, hier moet julle nou mooi luister, né? Bring ye all the tithes. Daai woordjie ye, daai woordjie, kyk nou net daar, hy's twee karaktertjies, né? Ek weet nie van wie van julle so 'n bietjie Hebreëus verstaan nie. Oor die Hebreëus lees jy van regs na links. Die eerste ene is die lettertjie alef. Die tweede ene is die lettertjie tav. Alef is die eerste letter in die Hebreëse alfabet, tav is die laaste letter in die Hebreëse alfabet. In die Grieks vertaal as alfa omega. Nou wat weet julle van alfa omega? Sê weer? Beteken die begin en die einde. Wie is die alfa en die omega? Jesus sê ek is die alfa en die omega. Nou wat hy sê is, hy sê bring die alfa en die omega die tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. So wat hy eintlik van praat profeties, praat hy van Christus wat moes aarde toe kom, sodat daar spys in die huis van die Here kan wees, sodat die mense iets kon gehad het om te eet, sodat hy van sy vloek ontslae kon raak. Nee, maar het kan nie wees nie. Kom ons maak geopen Deuteronomium 14. Dit vir julle net verduidelik hoe werk die tiende. Hy sê, jy moet noukeurig die hele opbrengs. Hierdie is die, mense kyk, weet jy hoe werk die tiende? Die tiende was eers gegee vir Moses. En gesê, luister, dit is hoe die tiende wet werk. Dan was die tiende wet aangehaal in Maleagi 3. So Maleagi 3 sê, toe julle het nie die tiende betaal nie, wat 'n tiende? Die tiende wat aan Moses gegee was, wat julle nou moet betaal. Nou kom ons kyk, hoe moes jy jou tiende gee, volgens die Bybel? Jy moet noukeurig die hele opbrengs van jou saad
wat jy vir jaar uit die land uitspreid vir 10. Jy moet nou 'n tiende van dit vat. En jy moet voor die aangesig van die Here jou God op die plek wat hy sal uitverkies om sy naam daar te laat woon, die 10de eet van jou mos en van jou olie en van die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. Daai vrees beteken ook te aanbid, te eerbiedig. So wat is kom ons staan net stil by daai versie. Hoor hier, so hy sê die belangrike ding wat jy moet doen is wanneer dit kom by die 10de. Jy vat die 10de na die plek wat die Here gewys het, wat die skathuis was. Daar gaan jy jou 10de eet. Sodat jy kan leer om God eerbiedig te wees. Okay, baie belangrik hierdie eet ding, né? Vers 24, kom ons gaan aan. En as die pad vir jou te lank is, en as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die Here jou God sal uitverkies om sy naam daar te vestig, te ver van jou is, as die Here jou God jou sal seën, dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan waar die Here jou God sal uitverkies. Hou net daar. So wanneer mag die 10de eers geld geword het? Kyk, die hele konteks hierso is, daar moet iets wees om te eet. Die konteks gaan nie hierso oor God het geld nodig nie. Dit gaan oor jou. Daar moet iets wees vir jou om te eet, sodat jy kan leer om die Here eerbiedig te wees. As die plek te ver is, want dan moet jy met hierdie skape en bokke, maak dit geld, verkoop dit, dan vat jy die geld. Wat moet jy doen met die geld van jou 10de? Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer. Vir beeste en vir kleinvee, vir wyn en sterk drank, en alles wat jou siel van jou begeer. En jy moet daar eet voor die Here, voor die aangesig van die Here, jou God, en vrolik wees, jy en jou huis. Maar die leviet wat in jou poorte is, nou wil ek net vir julle sê, die land Israel was in 11 gedeeltes opgedeel. Daar was 12 stamme. Die leviete het nie grond gehad nie, hulle was nie grondbesitters nie. So hulle kon nie boer nie, hulle kon nie geld kry nie. Hulle het tempeldiens verrig. Okay, nou sê hulle. Maar die leviet wat in jou poorte is, met ander woorde, hulle het nou nedersettings gehad. Dink nou hierdie Afrika modderhitte ding nou amper, né? Hier's 'n nedersetting, daar's 'n nedersetting, daar's 'n nedersetting. In daai nedersettings het daar leviete gewoon tussen die mense. Die leviet, waar kon hy geld kry? Hy het nou nie grond nie. Hoe kry hy geld? Hy mag geen ander werk gedoen het behalwe om te werk in die huis van die Here nie. So hy mag nie werk nie en hy het nie grond nie.